Goeienaand, baie welkom by vanaand se Sabbat opening. Ons is hier weer op die laaste dag van die week wat sy begin gaan aanbreek en ons weet dat ons nou kan rustig raak en net vergeet van die dinge van die week en die probleme wat ons het. Ek het hierdie week 'n paar verse gelees op 'n geleentheid en dit het my bygeval dat hoekom twyfel ons? God maak vir ons beloftes, maar steeds twyfel ons. As 'n kind by sy pa kom en hy vra, hy's honger, of by sy ma en sê hy soek iets om te eet, en die ma of die pa sê vir hom, gee so 'n paar minute, ek gaan nou vir jou ietsie maak om te eet. Daardie kind glo dit onvoorwaardelik. En die vers wat ek in hierdie week gelees het, dit kom daar vanaf vers 7 uit Matteus 7. Ek gaan vir ons daardie stukkie lees, Matteus 7, vers 7 tot en met vers 11. Nou dit sê daar vir ons, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle, wat as sy seun hom 'n brood vra, aan hom 'n klip sal gee? En as hy vir hom 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee? Want as julle wat sleg is dan weet, om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. En ek het gewonder, maar die Here maak hierdie beloftes en tog twyfel ek nog steeds as ek bid somtyds. En hoekom is dit so? En die gedagte wat by my opgekom het is, lees ons die Bybel soos 'n storieboek? Of lees ons die Bybel asof ons die Bybel leef elke dag? Die Here beloof hierso vir ons dat as ons as ouers weet om goeie goed vir ons kinders te gee, hoeveel te meer is hy wat heilig is, sal hy nie vir ons die goed gee wat ons van hom vra nie, op sy tyd natuurlik, dit wat goed is vir ons. 'n ander vers byvoorbeeld wat vir my opgekom het is Deuteronomium 31 vers 6, waar die Here sê, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees nie, en word nie verskrik nie vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek, hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Ons lees tog in die Bybel dat die Here het vir Israel ten spyte van al hulle foute, al hulle murmurering, elke keer wat hulle weggeval het in goddelose dinge wat hulle afgode aanbid het die Here hulle nooit begewe of hulle nooit verlaat nie. Net soos wat hy beloof het. Net soos wat hy vir ons nou in Matteus 7 'n belofte gelos het, van dat ons om iets vra, en dit is goed vir ons, dan sal hy dit vir ons gee. As ons lees in die Bybel, byvoorbeeld van die wolkkolom, wat saam met die Israeliete getrek het, elke dag, die vuurkolom wat saam met hulle getrek het, elke nag, die manna wat uit die hemel geval het, die Rooi See wat die Here vir Moses en die Israeliete oopgemaak het, glo ons daardie dinge, glo ons daardie beloftes, glo ons daardie wonderwerke, of is hierdie wonderwerke net vir ons 'n storie? Is dit net iets wat ons lees? Of bepeins ons dit, begryp ons, dat hierdie is wonderwerke wat wragties gebeur het? Het ons dalk hierdie stories te veel gehoor? Daar's groot stories in die Bybel van die vloed, die dooie see, van al daardie dinge wat gebeur het, Jesus wat mense gesond gemaak het, dooies lewendig gemaak het. Glo ons hierdie dinge? Leef ons die Bybel, of lees ons net die Bybel? Die Here maak vir ons beloftes, net soos wat hy gesê het, hy sal eendag gaan hy ons kom haal op die wolke. Is dit vir ons 'n werklikheid? Lewe ons die Bybel?
wat as ons die Bybel leef, dalk sal ons minder twyfel hê. Dit is wat ek besef het hierdie week. As ons kyk na die dooie see, dit is 'n magdom water. Hulle sê dat daar waar die Israeliete oorgetrek het, kon dit tot by die 29 kilometer breed gewees het. Hulle sê enigiets van 13 tot 29 kilometer breed. Enigiets van 50 tot 1500 meter diep. Dis 'n verskriklike lot water. En dan het ek gedink vir 2 miljoen mense om daar deur te trek met hulle diere, met al hulle bagasie wat hulle saamgeneem het. Hoe lank vat dit? Miskien 'n dag? Miskien is alles baie vinnig gebeur 'n halwe dag. Dis ure, 12 ure, miskien 24 uur wat hierdie magdom water verdeeld was en verdeeld gebly het totdat hulle daardeur is. Weereens wil ek vra, lees ons die Bybel? Beleef ons die Bybel? Bepeins ons en begryp ons dit? Of lees ons maar net die Bybel soos 'n storieboek? Is dit nie dalk hoekom ons soms twyfel in die Here nie? Lees ons sy beloftes? Glo ons sy beloftes? Omdat ons die Bybel leef en nie net lees nie. Dit is my gebed waar ons hierdie Sabbature ingaan, dat ons hierdie idee sal bepeins en dat ons sal probeer 'n begrip vorm van hierdie wonderlike boek wat die Here vir ons gegee het. Dinge wat werklik gebeur het, dinge wat nie net stories is nie. Beloftes wat die Here self gemaak het, beloftes wat hy as 'n heilige God nie kan breek nie. Dat hy vir ons sal sorg, dat hy net soos wat hy vir die Israeliete gesê het, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees nie. Moenie verskrik word nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe nie. As julle dan, ons wat ouers dalk is, wat sondige wesens is, as ons weet om goeie dinge vir ons kinders te gee, hoeveel te meer sal hy wat 'n heilige God is, nie vir ons gee as ons vir hom die dinge vra nie. Kom ons probeer om in hierdie Sabbat en ons lewens vorentoe die Bybel te leef en nie net te lees nie. Kom ons sluit die oë. Ons dierbare God en ons hemelse Vader, dankie vir hierdie pragtige woord wat U vir ons gegee het. Vergewe ons te midde van hierdie goeie woord, 'n heilige woord, dat ons nog steeds twyfel, al het ons al die beloftes van U. Ek wil U vra dat U met ons sal wees in hierdie heilige ure, maak ons harte stil, dat ons fokus opnuut op U is. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen.